En daarom dan sal jy agterkom die afgelope tyd het ons 'n bietjie stil gestaan by die belangrikheid van keuses. Besluite wat ons moet maak oor dit wat ons voor ons het. Ons het verlede Sondag stil gestaan by die indringende behoefte om te leer hoe om Christus werklik te volg. En die uiteinde van daardie prediking was dat met volle oorgawe, daar is nie 'n grys area nie, daar is nie 'n tussenin periode nie, dis of alles of niks. Dis of agter die Here Jesus Christus in volheid of gaan. Wanneer 'n mens nie Christus gedeeltelik volg nie, dan wil ek vir julle sê, loop jy op baie dun ys, soos ons ook in Afrikaans sê. En daarom dan lei ons onsself in vanoggend tot hierdie prediking van maak vir God tyd. So baie dinge in ons lewens en in die samelewing wat God se tyd en God se plek in ons lewens steel. Te maklik het ons eie regverdigingsstelsel agter waar ons wegkruip deur om verskonings na verskonings te maak wat ons werklik dink God sal aanvaar. Ons werklik oortuig van dis nie God sal verstaan. En ek dink dit is dan waar hierdie prediking vandaan kom. Om vir julle te sê, maak tyd vir God. U het tyd. Iemand het eendag vir my so mooi gesê, as iets vir jou 'n prioriteit is, dan maak jy tyd. Dan kyk maar in die eie lewe. Dit wat vir u belangrik is, al kan jy nie daarmee uitkom, skuif jy ander goed om die prioriteit na te kom en ook te deel in die vreugde wat dit jou bied. Ons gaan vanoggend staan kyk uit Efesiërs 5 uit na die woord van die Here. En Efesiërs is 'n boek wat jy regtig maar op die eie tyd ook kan deurlees en bestudeer, want ek dink dit vat die gereformeerde leer baie mooi saam. Dit begin met die gedagte van die uitverkiesing wat Paulus met ons deel, en dit eindig by ook self die opvoeding van kinders en die wapenrusting om deel van hierdie stryd, hierdie linie te word wat teen die bose en die duisternis stryd. Mag die Here ons dan die krag gee wat ons nodig het om ook staande te bly. Geliefdes, voor ons dan saam lees uit hierdie lewende woord van ons Here, ons verenig saam in gebed en ons bid saam. Ons liefdevolle Heer en Hemelse Vader, wat 'n besondere voorreg is dit om ook vanoggend as 'n gemeente bymekaar te wees en tot U te nader in gebed en lofprysing om aan U al die eer te gee en die heerlikheid en die krag en die majesteit tot in alle ewigheid. Ons bely, Here, met hart en met mond dat daar geen een soos U is nie. Die is die ganse andere altyd oral dieselfde. Die een wat vanuit U raadsplan vrymatig werk en ewig werk, want U is God. Deel van hierdie raadsplan, Here, sien ons hoe U met U kinders werk en hoe U ons U kinders gemaak het deur die roeping en die wedergeboorte van die hart en die saad van geloof wat ons as 'n gawe ontvang het, en dan deur die kragvolle inwerking van die Heilige Gees wat ons lei tot bekering, wortelbekering en daaglikse bekering, en dan het ons ook die voorreg om vanoggend te kan bely dat ons op die weg van heiligmaking is, nie vanuit ons eie krag of vermoë nie, maar alleenlik omdat die Here Jesus Christus in ons is en in ons werk en die Heilige Gees in ons dryf. Die Seun Jesus Christus het aan 'n houtkruis gesterf dat hy ons regverdig kan verklaar voor die Vader troon, en daarom het ons 'n besondere groot verantwoordelikheid, en dit is om in volharding in die geloof te glo, te bly glo en aan vas te klou, maar meer as dit, dat alles wat ons is en alles wat ons doen, lyn sal wees wat strek tot verheerliking van U naam en uitbouing van U koninkryk. Daar is niks wat ons meer moet begeer as om U naam groot te maak nie, dan U gehoorsaam te wees nie, en ja, U woord te ken nie. Daarom bid ons dat U ook vanoggend deur die woord wat elkeen van ons sal spreek, dat ons sal tyd maak vir U, want ons weet, Here, as ons tyd het vir U deur die gejaagde wêreld, dan sal daar so baie dinge in ons lewens verander. Daar sal baie dinge in ons huwelike verander, daar sal baie dinge in ons huishoudings verander, daar sal baie dinge by die werk verander, daar sal baie dinge by die skool verander, daar sal baie dinge in die samelewing verander. En daarom vra ons ook, Here, dat U erns in ons sal aktiveer om 'n behoefte te hê en ywer te hê, net vir U te leef. Baie dankie vir al die gawes, baie dankie vir talente, baie dankie vir die voorreg om ook as 'n gemeente saam net hier te kan wees in 'n aanbiddingsplek wat U vir ons gegee het.
Baie dankie vir hierdie genade wat ons eerstehands beleef ook in hierdie omgewing, soos ons nog steeds kan sien, dag na dag, hoe U as die volmaakte kunstenaar besig is met die meesterstuk hier in die skepping. En ons leer so baie uit die skepping uit, maar ons dit nooit vergeet. Dit is werklik 'n wonderwerk wat ons beleef. En ons vra ook Here dat ja, net soos U die volk van ouds die opdrag gegee het om die wonderwerke te deel, dit wat ons as 2025 en 2024 mense beleef het, sal oordra aan die volgende geslag. Dat hulle ook die voorreg kan geniet om op U te vertrou. Ons bid vir Here dat U vanoggend die woord wat elkeen van ons sal spreek, en dat elkeen wat vanoggend hier is, werklik met erns sal antwoord, hier is ek Here, stuur my, hier is ek Here, spreek met my, dat elkeen vanoggend as 'n diensknegt en diensmaat van Allerhoogste sal wees. Ons bid Here dat ons geloof en ons lewens versterk sal word na hierdie erediens. Dat ons so baie dinge sal kan afsê en breek in ons saam in ons tydelike lewe om meer gefokus en gefestig op U te lewe. Van die anders nie as om te sê baie dankie vir dit wat U vir ons gee, al die seëninge wat U aan ons verleen, ons tyd, ons lewens. Besonder dink ons ook aan diegene wat siek is hierdie week. Het ons 'n klomp lidmate wat ook hospitaal toe moet gaan. Mag U hand van bewaring en beskerming oor hulle hou. Ook ja, die hande van die medisyne sal seën. Ons dink vir diegene met uitdagings, diegene wat bekommerd is, diegene wat benoud is, diegene wat seer het en selfs verlang dat U vanuit die tydelike lewe geneem het. Ons vra dat U die volmaakte vertrooster en ondersteuner sal wees van elkeen. Mag U ons harte aanraak vanoggend, dat ons harte genoegsaam sal wees om ook weerstand te bied teen die invloede en versoekinge van die Satan. Vra dan vir rustigheid en dat U ook so vanoggend oor die eie eer sal waak en ons sal lei om werklik ons skuld aan U te openbaar by die voete van Jesus te lê met die wete Hy sal dit vergeef. Jesus, maar met ons deur die werking van die Heilige Gees. Geliefdes, wanneer ons kyk daarna Efesiërs 5, die eerste gedeelte sal jy sien, daar word baie pertinent spesifiek die sonde by name genoem. Dit is dan nou die uitdaging wat hulle in daai tyd gehad het. Maar ons fokus gedagte, die teks wat ons gaan gebruik van die prediking, kry ons daar in vers 14, 15, 16 en 17 en ons lees net tot en met vers 17. Nou ek lees vir ons dan vanaf vers 1, Efesiërs 5. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons voorgegee het as gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Hoererry en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle self nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaal. Ook die gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer dankseg. Dit moet julle weet dat geen oorheerder of onreine of gierigaard wat afgod van goeie dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Vroeër was julle in duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. Nou die gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar. En alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op by die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat julle nou gesê het, wandel nie as onwyse nie, maar as wyse. Koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Tot sover. Ek wil vir ons dan saam lees daar vers 15 tot 17, ons fokusgedagte. Pas dan op dat julle nou gesê het, wandel nie as onwyse nie, maar as wyse. Koop die tyd uit omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan die wil van die Here is. En dan van daar af is daar net 'n herhaling ook van die boosheid, dat eintlik so om die Here te loof. Mag dit ook die begeerte in ons harte vanoggend wees, om die Here ook al die eer te gee, maar om bereid te wees, daardie dinge wat God se tyd en plek in ons lewens beslag geneem het, te breek hierna.
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is die woord van God, en mag elkeen met die woord vanoggend gehoor die saligheid in Christus Jesus ervaar en beleef. Ek wil begin om te verwys na so 'n klein verhaaltjie wat ek gelees het van 'n baie ou man wat op sy sterfbed gelê het. Dit was baie mooi geweest, sy kinders en sy kleinkinders het so rondom sy sterfbed gestaan. Ons almal maar ook al sekerlik so 'n geleentheid gehad het, of gesien het, of selfs daarvan gehoor het, is hulle maar hartseer, die trane loop maar oor hulle wange, en hulle hoor daar is beweging op die bed, so met 'n laaste asem fluister die oom vir sy kinders en sy kleinkinders iets. En wat hy fluister is baie belangrik. En wat hy fluister kan vir ons ook 'n lewensles wees, dat ons onsself nie in so 'n posisie bevind nie. Hy fluister met sy laaste asem, ek wens, ek het meer tyd met God deurgebring. Hy blaas sy laaste asem uit. En daar is absolute stilte in daardie vertrek. Wat 'n pynlike besef. Daar was 'n lewe vol harde werk, daar was 'n lewe van prestasie, daar was 'n lewe van goed en goeie, daar was 'n lewe van goeie herinneringe, vakansies en lekker plesier. Maar aan die einde, 'n baie hartseer waarheid. Hy het God nie die tyd gegee wat hom toekom. En hoeveel van ons wat vanoggend hier in die kerk sit, gaan nie dit ook dalk moet sê aan die einde van ons lewe, wanneer ons ook dan so op ons sterfbed lê. Van ons het ons dalk sekerlik nie daai voorreg nie. Is jy werklik besig om die Here te dien en die Here te verheerlik met die tyd wat God jou gee om op hierdie tydelike aarde te leef? Of hou jy jouself besig met die wêreldse dinge wat maar verganklik is? Nou Efesiërs 5 vers 15 tot 17 roep ons op om verstandig te wandel en die tyd uit te koop, want die dae is boos, sê die woord van die Here. En vandag moet ons onsself die baie belangrike vraag afvra: gee jy werklik, regtig vir God wat hom toekom? Hy wat die goeie gewer van alles is, die bron van lewe. Gee jy werklik vir God wat hom toekom? Nou met Efesiërs 5 vers 1 tot 17 reg te verstaan, moet ons weet waarom Paulus hierdie woorde skryf en hoe dit dan ook inpas in die res van sy brief. Efesiërs is 'n baie belangrike brief. 'n Belangrike brief vir jou en my ook vandag toe nog, want dit is 'n brief wat handel oor die identiteit van ware gelowiges in die Here Jesus Christus en hoe hulle moet lewe as diegene wat reeds die redding ontvang het. Nie streef en leef om eendag die prys die beloning te kry nie, maar as diegene wat reeds die beloning gekry het, en dit natuurlik die ewige lewe en die oorwinning oor die dood. In die eerste paar hoofstukke kom Paulus en hy verduidelik vir ons hoe geseënd ons is in die Here Jesus Christus, want ons was dood gewees vir altyd. En nou het ons lewend geword in die Here Jesus Christus deur sy genade. En dan ook in Efesiërs 5 verder kom die Here en hy roep ons op om sy liggaam, sy kerk hier op aarde te wees, om sy lig van die evangelie uit te straal en om tot nut en diens te wees van diegene wat Christus nog nie ontvang of ontmoet het nie. Wanneer ons by hoofstuk 5 kom, is dit 'n praktiese toepassing van hierdie waarheid. Omdat ons deur God se genade gered is, omdat ons die verlossing in Jesus Christus deelagtig geword het, omdat die Here ons uitverkies het tussen baie, daarom moet ons vanuit hierdie genade lewe. Ons moet vanuit hierdie genade
beplan. Ons moet vanuit hierdie genade doen wat die Here van ons vra, en ons moet vanuit hierdie genade ons tyd bestee, seker te maak dat ons gee aan die Here terug dit wat hy ons ryklik mee geseën het, en dit is tyd. Tyd saam met ons geliefdes, om ook vanoggend tyd te hê hier in die kerk, saam met medegelowiges. Bybel begin in hoofstuk 5 deur te sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. Dit beteken dat ons lewens moet op God se heiligheid en God se liefde en God se genade gerig word. Ons moet sulke groot oë na hom kyk vir al die goed wat hy doen en vir al die seëning wat ons ontvang en selfs beleef het. Hy moedig verder die gelowiges aan om nie in hierdie sondige lewenswyse wat ons van gelees het soos die heidene te verval nie. Paulus kom sê vir ons baie duidelik, hierdie leefstyl wat hy verwys na in Efesiërs 5 die eerste verse, is die leefstyl van die goddelose, is die leefstyl van die een wat die genade nie ontvang het nie. Die Here sê, moet tog nie in hierdie identiteit verval nie. Jy het 'n ander identiteit, 'n beter identiteit, 'n ewige identiteit. Ek vir jou gegee het, ek vir jou in genade uit geskenk het. Moedig gelowiges aan om as kinders van die lig te lewe. Nou vers 16 in hierdie teks is baie belangrik. En koop die tyd uit. Maak die beste gebruik van jou tyd, want die dae is boos. Die tye waarin ons lewe is boos, en die Satan, geliefdes, glo dit as ek vir sê, loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Paulus kom in hierdie gedeelte en hy kom herinner ons daaraan dat tyd kosbaar is. Dat ons dit wys moet bestee in dankbare gehoorsaamheid aan hom. Hoekom? Want hy het ons gered. Hy het ons die ewige lewe gegee. Hy is die een wat ons trou is, die grootste hartseer van ons lewe. Hy is die een wat ons bystaan wanneer ons nie meer kan nie. Hy is die een wat ons dra wanneer ons nie meer kan loop nie. Daarom moet ons tyd reg bestee om God ook daardeur te verheerlik. In 'n wêreld gevul met sonde en afleiding en verlore prioriteite, roep Paulus gelowiges op om die wil van die Here te soek en nie toe te laat dat hulle lewens deur nuttelose tydelike dinge verteer en opgeneem word nie. Hierdie gedeelte roep ons vanoggend op om 'n bietjie bewus te raak van ons tyd, wat ons daarmee doen, waarmee ons onsself besig hou. Hierdie gedeelte roep ons op tot 'n diepe selfondersoek. Om die vraag te antwoord, is jy werklik in jou lewe besig om genoeg tyd aan die Here te bestee? Dit waarsku ons teen 'n lewe wat gevul is met onbelangrike dinge, terwyl ons nalat om vir God tyd te maak. Dit is 'n oproep hierdie teks wat ons saam gelees het tot 'n gefokusde, God-gesentreerde lewe, waarin ons elke oomblik doelbewus aan hom wy. Doelbewus, nie net terloops nie, waar ons doelgerig, doelbewus hom verheerlik in die tyd wat ons het en sy naam groot maak en nie hierdie wêreld gelykvormig word nie. Nou reg deur die Bybel sien ons hierdie duidelike oproep aan die mense om tyd vir God te maak. Van Genesis af reg deur Openbaring kry ons hierdie oproep waar God sy mense roep om tyd saam met hom te geniet, om tyd saam met hom deur te bring, om hom te aanbid, om tot hom te bid, sy woord te bestudeer en die Here te ken en in sy teenwoordigheid te wandel. Dit maar 'n paar bekende figure soos ou Noag wat tyd geneem het om na God se opdragte te luister en 'n ark te bou in 'n tyd waar dit vir die wêreld absoluut belaglik gelyk het en lagwekkend. Hy het geluister. Hy het tyd saam die Here spandeer en hy kon hierdie taak verrig.
Dink aan iemand soos Abraham, wat sy lewe ingerig het rondom sy verhouding met God, en selfs op sy ou dag altare gebou het vir die Here waar hy homself bevind het. Dink aan Moses wat tyd gemaak het om op die berg saam met die Here tyd te spandeer sodat hy die Here se volk kan lei volgens die wil van die Here. Die psalms is vol van hierdie verwysing van die Here se behoefte vir sy kinders om na hom toe terug te kom, om hulle oor te gee, hulle oë, hulle neus, hulle monde, hulle wese, om tyd saam met hom te spandeer. Psalm 46 vers 11 sê dit my eintlik die mooiste. Laat staan, sê die psalmdigter, net dit. Maar ons kan nog 'n woordjie daarby sit. Laat staan alles. En weet dat ek God is. Want daar is niks so belangrik soos die Here nie. Niks in ons lewe, jou hoogste mylpaal of status vergelyk met God nie. En daarom sê hy, vanuit hierdie wysheidsliteratuur, laat staan alles. Jy mors jou eie tyd, as jy dink dit beteken vir jou iets. Die tyd saam God, en besig met God se dinge. Dis kwaliteit tyd. En dis wat die Here van ons vra, dis wat hy van ons afsoek. 'n Baie belangrike gedeelte. Psalm 1 beskryf die gelowige, 'n ware gelowige as iemand wat die woord van God en die wet van God dag en nag oordink. Sy hele lewe. Die woord en die wet van die Here is deel van sy elke dag oomlikse denke en besluite en al die dinge wat gewaargeneem word en opgeneem word. En hoe wonderlik sal dit nie wees nie. In die profete wat 'n groot gedeelte van die Ou Testament beslaan, sien ons hoe God sy volk keer op keer roep om terug te keer na hom toe en vir hulle te sê, julle is besig om julle tyd te mors met die heidense nasies, die vermenging daarvan, die sinkretisme en die afgoderry en die wêreldse dinge. Julle is besig om julle tyd te mors. Kom terug na my toe, want die tyd saam my is kosbaar en beteken iets, sê die Here. Here Jesus het self gesê daar in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alle dinge sal vir julle bygevoeg word. Voorbeelde vanuit die Bybel is duidelik. Ons kan 'n hele paar voorbeelde noem. Seker daarvan in u gedagtes is daar nou 'n paar ander name wat ons na kan verwys oor hoe die Here die volk terugroep of persone terugroep na hom toe om net dood eenvoudig te sê, spandeer tyd saam met my. Spandeer tyd saam met my. Ek wil verheerlik word. Ek wil erken word. Ek wil sien hoe die lig binne in julle straal en 'n verskil maak. Die Here van ons soek, soos 'n vader sy kinders by hom wil hê. Daar is geen twyfel nie, God roep ons reg deur die skrif om hom eerste te stel. Dit is die grootste verantwoordelikheid van die gelowige. Dit is jou prioriteitslys wat saak maak. God werklik die dryfveer en die krag in jou bestaan en in jou lewe is. Maar tog laat ons dikwels toe dat die lewe ons tyd steel en dat ons verhouding met God sekondêr of op die agtergrond geplaas word. En die Here sal ons verstaan. Die Bybel sê dit so mooi, jy moet die Here jou God nie versoek nie. Matteus 7 sê dit so mooi. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, ken ek nie. Dan sal hulle sê, het ons nie in u naam duiwels uitgedrywe nie, het ons nie in u naam goeie werke gedoen nie, het ons nie in u naam dit en dat gedoen nie, dan sê die Here vir hulle, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. Gedeeltes in die Bybel wat ons nie graag wil lees nie, want dit plaas ons in 'n ongemaklike ontvanklikheid. Dit is tog wat die woord van die Here vir ons sê, dis die Here wat met ons praat, en daarom is dit ook belangrik vanuit hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam lees. Hoekom is dit belangrik? Wanneer ons na die Here Jesus Christus se lewe kyk en 'n bietjie nadink oor sy lewe, sien ons duidelik hoe hy sy hele bestaan ingerig het rondom die Vader se wil en sy liefde vir jou en my. Van sy geboorte af
was Jesus daarop gefokus, sy lewe daarop gefokus, om tyd vir mense te maak, jou en my te maak, en uiteindelik sy lewe daarvoor afgelê het. Hy het nie net met woorde gepreek nie, maar deur sy dade, deur sy lewe gewys wat dit beteken om vir die Vader tyd te maak en hom bo alles te stel. Selfs in sy besigste tye, selfs in sy moeilikste tye, selfs toe hy ook vir die Vader gesmeek het, laat die lydingsbeker by my verbygaan, selfs in daardie tyd het Jesus tyd gemaak om in gebed met die Vader te tree. Ons sien dit in Markus 1 vers 35 waar daar staan, die Here Jesus Christus het vroeg opgestaan toe dit nog donker was. Baie vroeg opgestaan toe dit nog donker was en hy het uitgegaan en hy het na 'n plek van stilte gegaan en hy het tot die Vader gebid. Hy het tyd gemaak om tot die Vader te nader en die wil van die Vader te soek. Hoewel hy 'n vol bediening gehad het, terwyl hy baie moeilike tye as ek en jy beleef het, ek bedoel, gaan lees maar Christus se lewe in die Bybel en gaan meet sy lewe aan jou lewe en dan vra ons gou vir mekaar wie dit die slegste gekry het of het. Terwyl die Here Jesus Christus op die slegste tyd van sy lewe hier op die aarde was, voorberei om gebreek te word en sy bloed te laat vloei, juis op daardie tyd, het hy nie toegelaat dat die druk van die lewe sy tyd met die Vader steel. Hy kon ook in 'n verskoning gedink. Is 'n bietjie moeg. Is 'n bietjie uitgeput. Nie regtig lus. Hy kon dit ook gedoen het, want hy was waarlik volwaardig mens. Met emosie en vlees en pyn. Hy het nie toegelaat die druk van die lewe sy tyd staan met sy Vader steel nie. Maar meer nog, Jesus het nie net tyd gemaak met sy Vader nie, hy het ook tyd gemaak vir mense, vir sondaars, vir diegene wat deur die samelewing uitgewerk en verwerp is. Hy het by Leefi die tollenaar gaan eet, hy het by die Samaritaanse vrou by die put gaan sit, terwyl niemand dit sou gedoen het nie. Hy het stil gestaan om 'n blinde bedelaar te genees en 'n Bybelbesetene by die grafte te verlos. Hy was nooit te besig om aandag aan diegene te gee uitgeroep het na hom toe doen. En ek wil vir vanoggend sê, hy's nie vandag te besig om jou kleinste nood by te staan. Hy het altyd tyd vir jou. Hy is altyd gereed vir jou. Hy is altyd bewus van jou. Dis die belofte wat hy gemaak het. Dis die vervulling van die Ou Testament, dat Immanuel sal kom, God met ons. Dis wat Jesus vir ons kom doen het. Maar die grootste bewys van Jesus se tyd vir ons, is aan die Hout Kruis. Toe hy aan daardie kruis gehang het, het hy doelbewus het homself oorgegee. Hy het doelbewus aan daardie Hout Kruis vir jou en my tyd gemaak. Uiteindelik te sterf, verneder te word en in 'n graf gegooi te word vir ons. Hy het ons sonde, het die vloek van die sonde op hom geneem, hy het ons straf gedra en met sy bloed het hy vir jou en my verlossing gekoop. Waarom sal ons nie aan die Here al ons tyd wil gee nie? Die tydelike lewe is kleiner as 'n nul, as 'n pop, in vergelyking met die ewig. Waarna toe die Here ons gered het? Waarom wil ons nie net ons tyd vir hom gee nie? Waarom is ons nie net bereid om alles op te offer wat die Here se plek in ons lewens wegneem nie? Versigtig wees vir die Satan wat bo menslik sterk is, geliefdes. Dis besig om ons baie vinnig op 'n dwaalspoor te lei. Hy het nie net 'n deel van sy tyd vir ons gegee nie. Jesus het sy lewe vir ons gegee. Maar hoekom moet ek en jy nou vir God tyd maak? Dit is nou seker die vraag. Hoekom moet ons?
wanneer ons besef hoeveel die Here Jesus Christus vir jou gedoen het. Wanneer jy besef wat die Here Jesus Christus vir jou gedoen het, hoe hy elke oomblik van sy helse smart op aarde aan jou gedink het, dan moet dit 'n ywer en 'n drang in jou en my skep om tyd vir hom te wil maak. Want die realiteit is dat ons tyd dikwels gesteel word. Ons raak vasgevang in ons daaglikse verantwoordelikhede, ons werk en ons vermaak, ons eie gemaak, sport en vakansie. Die Satan probeer deur die wêreld al ons tyd in beslag te neem, dat ons nie tyd vir God het. Sien jy hoe besig is hy op 'n subtiele manier onder ons velle in te klim? Want as ons met mekaar praat vandag, dan sal ons baie maklik sê, ek het nie tyd nie. Hoor wat ek sê? As God vir jou 'n prioriteit is, sal jy vir hom tyd maak. Jy sal die belangrikste ding in jou lewe op sy skryf. Want niks is meer belangrik as God nie. Maar juist daarom moet ons doelbewus kies om vir God tyd te maak. Dis nie net iets wat toevallig gebeur of in die lug uitval nie, dit verg 'n doelbewuste besluit. Om tyd vir God te maak beteken dat ons prioriteite moet hersien. Maar hy's toe gaan vandag en ons moet maar 'n lysie gaan skryf oor ons prioriteite, wat vir ons belangrik is. Maar dit ook meet aan die lysie wat ons sou geskryf het voor hierdie preek. Wat vir ons belangrik is. Dan sal mense gou agterkom hoe ons skipbreek lê in die geloof. Maar die Here se oproep is groei my kind, dat jy 'n lig kan wees, wat hierdie donker wêreld kan verlig. En daardeur kan die mense die Here sien. Dis wat Hebreërs 12 vir ons sê. Ons moet soos verlamde knieë en ons krepelbene en alles gelyk maak en opstaan vir die Here, want daarsonder kan mense die heiligheid van God nie sien nie. Dit is groot verantwoordelik, baie groter as wat ons dink. Om ons prioriteite te hersien beteken dat ons gebed en Bybelstudie en die Bybel lees nie 'n opsionele aktiwiteit maak nie, maar 'n noodsaaklikheid maak. Soos kos wat jy eet, jy kan nie daar sonder nie. Dit beteken dat ons Sondag nie bloot as nog 'n dag van die week sien nie, maar dat Sondag die dag van die Here is, 'n heilige dag, 'n dag wat die Here vir jou en my gee om te res van die normale en hom te aanbid. Hoekom? Want hy het jou gered. Hy het al sy tyd en sy seun se lewe vir jou gegee. Waarom moet ons dit doen? Ons kry eintlik 'n bevel. Dit beteken dat ons nie net vir God tyd maak wanneer dit gerieflik is nie, maar juis wanneer dit ongerieflik is, want hy is ons eerste liefde. God moenie by ons aanpas nie. Ons moet by God aanpas. Mense by jou kom kuier oor die naweek, sê vir hulle, bring jou kerkklere saam. Die Here is vir my prioriteit nommer 1. As jy ver uit is kort, ja, slaap oor, maar gaan aanbid die Here daar in die kerk. Maak sy naam groot. Ja, jy moet op 'n Saterdag aand dat jy voor die bed kom of by die huis kom. Jy moet ywer en opgewondenheid die Here kan ontmoet hier in die kerk. Sonder hom kan jy nie, sal jy nie en het jy geen min nie. Baie belangrik. Dink net hoe sou ons lewens gelyk het as ons reg tyd gemaak het vir God in ons lewens. Hoe ons denke sou verander het. Hoe ons besluite sou verbeter het. Hoe ons vrese en bekommernisse en benoudhede baie minder sou gewees het en ons verhouding met hom sou verdiep het. God het reeds sy kant gebring vir jou en my. Hy het tyd gemaak vir jou en nou is dit ons beurt om vir hom tyd te maak. As die Here vandag aan jou sou verskyn en hy vra vir jou, hy is die gewer van alles,
Wat het jy met die tyd gemaak wat ek vir jou gegee het, geskenk het? Wat sal jou antwoord wees? Sal jy met absolute opgewondenheid en vrede kan sê, Here, ek het dit aan U bestee? Of gaan jy vanoggend ook maar die kop, die skaamte moet laat sak en sê, daar is wêreldse dinge wat U tyd in my lewe oorgeneem het. Jesus het sy lewe vir jou gegee, hy het tyd vir jou gemaak. Ons moet vir hom tyd maak. Wat sou gebeur het as die Here Jesus Christus nie vir ons tyd gemaak het nie? Wat sou gebeur het as hy 'n verskoning gemaak het om nie op die kruis te hang en te sterf? Wat sou gebeur het as hy gesê het, daar is iets belangrikers as ons? Wat sou gebeur het as hy vir ons gesê het, dat ek is 'n bietjie moeg. Ek sal later aan dit aandag gee. Dit is daai antwoord eindig by die diepte van die hel, waarvan ek en jy gevrywaar is deur die genade van die Vader en sy Seun Jesus Christus, wat ons die ewige lewe bring. Ek sluit af. Dink maar net terug aan die ou man van ons inleiding daar op sy sterfbed. Sy laaste woorde was, ek wens ek het meer tyd van God deurgebring. Dit was 'n pynlike besef, maar vir jou en my is dit nog nie te laat nie. Ons het nog asem hier in ons longe en 'n kans om te kies hoe ons tyd gaan gebruik. Wat sal jy eerlik eendag op jou sterfbed sê? Sal jy met vrede kan terugkyk op jou lewe, selfs hier waar jy vandag is en weet dat jy jou tyd vir God gegee het, sal jy spyt wees. Ongelukkig is die spreekwoord spyt kom altyd te laat. Amen. Kom ons dank. Ons liefdevolle Here en Hemelse Vader, ons bid dat U vanoggend deur die inwerking van die Heilige Gees ons gedagtes, ons harte, ons besluitnemingsprosesse sal oorneem, dat ons werklik vir U sal tyd maak. Nie 'n klein bietjie tyd nie, genoeg tyd wat U van ons vra, dit is ons lewe. Ons kan met eerlikheid sê, Here, in alles wat ons doen, kan ons U verheerlik. Daar is ongelukkig 'n paar dinge wat ons ook nie meer sal kan doen. Mag U vir ons ook, ja, die ywer gee, die drang gee, om ook alles te los wat ons tyd in beslag neem, dat ons lei om op 'n pad van onkunde te wandel. Bid vir 'n ywer, Here, om die Bybel goed te ken, so vir U te lewe. Maar ons sê ook vir U baie dank. Baie dankie vir U genade, en saam met Dawid wil ons in Psalm 103 vers 8 sê, ons aanbid U, Here, want U barmhartigheid en genade is groot, maar U lankmoedigheid, U geduld is groter, en dankie dat U geduldig op ons wag. Verander ons harte, ons as 'n gemeente hier by AP Kerk Standerton werklik 'n gemeente sal wees wat vir U tyd het. In Jesus naam bid ons uit deur die werking van die Gees. Amen.